Hoofnuus vanaand, spanning neem verder toe tussen Suid-Afrika en die VSA na 'n klopjag op 'n visumsentrum in Johannesburg, waarin 7 onwettige Keniane in hegtenis geneem is. Begrafnisdiens vir Marius van der Merwe, oftewel getuie D van die Madlanga Kommissie van Ondersoek in Brakpan aan die Gautengse Oostrand gehou. En die SAIK volg die somerson na Piketberg in die Weskaap. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die Amerikaanse regering vereis klarigheid oor wat by een van sy vlugtelingeregistrasiefasiliteite in Johannesburg gebeur het. Die Suid-Afrikaanse Departement van Binnelandse Sake het 'n klopjag op die fasiliteit uitgevoer. Volgens berigte is Amerikaanse beamptes wat by die fasiliteit werk, vlugtig aangehou. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het egter die bewering ontken. 'n Senior woordvoerder van die VSA se Departement van Buitelandse Sake, Tommy Pigo, sê in 'n verklaring dat die Trump-administrasie voortdurend kommer uitspreek oor die behandeling van Afrikaners in Suid-Afrika. Dit sluit onder meer in dat hulle weens hulle ras geteiken word. Pigo sê ook Amerika sal nie enige inmenging by sy vlugtelingeoperasies duld nie. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, sê egter 7 Keniane wat met toeristevisums in die land gewerk het, is by die vlugtelingeregistrasiefasiliteit in hegtenis geneem. Schreiber het ontken dat 2 Amerikaanse beamptes aangehou is. During the operation, 7 Kenyan nationals were discovered engaging in work despite only being in possession of tourist visas, in clear violation of their conditions of entry into the country. They were arrested and issued with deportation orders and will be prohibited from entering South Africa again for a 5-year period. The operation was carried out according to the same procedures that has seen Home Affairs dramatically intensify deportations over the past 18 months, as the South African government diligently works to turn around the long-standing abuse of our immigration and visa system. No US officials were arrested in the process, the operation was not conducted at a diplomatic site, and no members of the public or prospective refugees were harassed. Die bedryfshoof van AfriForum meen egter die optrede van die regering verswak die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika nog verder. Dis ook onnodig om Suid-Afrikaners te intimideer soos wat gebeur het. Ek het vanoggend gesels met een van die persone wat teenwoordig was saam met haar man en kind en die res van haar uitgebreide familie. Daar's aanmerkings en spottery gewees om te sê, ag shame, are you the whiteys that are fleeing the country? Om te sê, we know who you are. Hulle is met selfone afgeneem, hulle motors se registrasienommers is afgeneem. Daardie mense leef in vrees en voel geïntimideerd. Intussen het die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking aangedui, hy het met sy Amerikaanse en Keniaanse amptsgenoot in gesprek getree oor die voorval. Die president van Venezuela, Nicolás Maduro, beskuldig die VSA opnuut daarvan dat hy die land se natuurlike hulpbronne probeer steel. Maduro het 'n beroep gedoen op oliewerkers om hulle te verset teen beperkings op die vrye handel van olie. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump 'n blokkade aangekondig het van alle olietankschepe in en uit Venezolaanse hawens waarteen Amerikaanse sanksies geld. Trump het nie aangedui wat die metode van so 'n blokkade sou wees nie. Spanning tussen die VSA en Venezuela het verskerp in die week sedert Amerikaanse magte beslag gelê het op 'n olietankskip van die Suid-Amerikaanse land. Die VSA het 'n groot opbou van militêre magte naby Venezuela, insluitend soldate, vegvliegtuie en 'n vliegtuig vir elektroniese oorlogvoering. Minstens 90 mense is dood in meer as 20 Amerikaanse aanvalle op skepe in die gebied. Volgens die VSA is die skepe gebruik in dwelmhandel, maar geen bewyse is gebied om die aantuigings te staaf nie. Trump het gister tydens die aankondiging van die skeepsblokkade die Venezolaanse regering tot 'n buitelandse terreurorganisasie verklaar. La clase obrera petrolera
Venezuela se president het tydens 'n saamtrek 'n beroep gedoen op die wêreld om standpunt in te neem teen die bedreiging van vrye handel en vrede in die gebied. Maduro, wie se rooi pet die Spaanse woorde nee oorlog, ja vrede op het, ontken Trump se aantuiging van dwelmhandel. Hy het ook 'n boodskap vir die VSA. No blood for oil. No war for oil. No more Vietnam. No more Afghanistan. No more Libya. No more Iraq. No more war eternal. No, 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 no. Talle skepe met miljoene vate olie aan boord, talm in Venezolaanse gebiedswater, uit vrees dat Amerikaanse magte hulle ook kan oorneem. Satellietbeelde toon die vasgekeerde skepe. Intussen het China aangekondig dat hy Venezuela steun en gekant is teen wat hy noem eensaidige boeliegedrag. Die olieprys het vandag met 2% gestyg, nadat dit gister vir die eerste keer sedert Mei maand teen onder $60 per vat verhandel het. Ons gaan net hierna voort met nog nuus in Afrikaans. Bly by ons. Welkom terug. Tientalle geliefdes, familielede en vriende het die begrafnisdiens van getuie D of Marius van der Merwe by Medley House in Brakpan aan die Gautengse Oosterrand bygewoon. Van der Merwe is kort na sy getuienis voor die Matlanga Kommissie van Ondersoek op 5 Desember voor sy huis ten aanskoue van sy vrou en kinders in Brakpan afgemaai. Tydens 'n roerende diens is hulde aan Van der Merwe gebring. Briewe van der Merwe se vrou, Leanay, en sy kinders is voorgelees. Love you, Papa. Papa het baie vir Brakpan weer laat cool lyk. Papa het die wêreld 'n beter plek gemaak. Papa is my hero. Liewe Papa, sien Papa eendag weer. Ek mis jou, my Papa, Clinton. Dit voel soos gister waar Papa my geleer ry het. Dit voel soos gister waar ek Papa gevra het of Papa en my sal rugby kom kyk. Dit voel soos gister toe ek Papa gevra het, kan ek saam kom werk. Maar nou is alles weg. Ek weet Papa kyk na my en my boeties van bo af. Liever Papa, sal Papa weer sien, Aiden. I love you, Daddy. Thank you for doing everything for us, Grayson. I want Daddy to come back. Love you, Daddy, Oliver. Babe, where do I begin? Our story started online with you inquiring about photos of you and the boys. Me didn't see your motives. For the moment we met up that first night at News Cafe, I knew my heart was fated to be yours. Our love wasn't your typical whirlwind romance, and it was often a love no one else understood. Van der Merwe se dood word steeds ondersoek. Die polisie het onder meer beeldmateriaal van kringtelevisie nagegaan. 'n Persoon wat vir ondervraging ingeneem is later weer laat gaan. Owerhede sê egter hulle is na aan 'n deurbraak. Lede van die Matlanga Kommissie het ook die diens bygewoon. We've come to pay our respects to the family and to offer our support. So we really don't want to be saying anything more than that. Die familiewoordvoerder sê hulle is ontroostbaar. We have been waiting for the moment where we could finally say our goodbyes and lay our friend and family member to rest. And that was it. It is now done. And going forward, we will just be supporting and loving our friends and family. Van der Merwe het oor korrupsie en verrotting in die Ekurhuleni Metropolisie diens getuig. Hy het getuig dat die adjunkhoof Julius Mkhwanazi hom opdrag gegee het om van 'n liggaam ontslae te raak wat glo tydens 'n ondervragingssessie dood is. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek sal volgende jaar sy werk hervat. Al die blyke stroom steeds in na die dood van die bekende mediapersoonlikheid Warwick Stock, beter bekend as DJ Warras.
Die 40-jarige is gister in die Johannesburgse middestad oor kan die Carltrum sentrum doodgeskiet. Volgens die polisie het 3 onbekende verdagtes Suarez genader voordat hy geskiet is. Die polisie het 'n soektog geloods en 'n motief vir die moord is steeds onbekend. Die familie het in 'n verklaring gevra dat mense met inligting met die polisie moet saamwerk om die skuldigdes liewes vas te trek. Vriende en kollegas is geskok oor die voorval. One of the things that I loved is the love that he had for the city of Johannesburg. I grew up around the city as well. I moved around the city when I didn't have a car, even when I was still a student. A lot of us come to Joburg to seek for those opportunities, or maybe we're coming here for education. I was one of the people that used to use trains here, coming to Doornfontein at the time. It was not even University of Johannesburg. It was Westtech. And I remember the streets of Joburg, Joburg Park, Hillbrow, Yeoville, just that era, and having to see people like him who are embracing Joburg right now in 2025, showing love to Joburg. I'm sure you also might have seen a picture of him in the middle of the streets in Joburg. I think he was raising his hand or something, saying, "This is my favorite city in the world. I love this city. I love Joburg too." And I could see myself in him every time he would express the passion that he had for the city. But the sad thing is that he would die in the very same city in such a tragic way. Die Weskaapse polisie het meer as 200 bendeleiers en lede tussen Julie en September verjaar in hegtenis geneem. Die provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tembisile Patekile, het die provinsiale misdaadstatistieke vir die tydperk bekend gemaak. Daar was 'n toename van 9,1% in moordvoorvalle aangeteken met 13 polisiestasies in Kaapstad wat deel is van die top 30 vermoord landwyd. Patekile sê al die vordering wat in die eerste kwartaal van die boekjaar gemaak is oor die tydperk Julie tot September uitgewis. Statistieke toon dat geweldsmisdaad in die provinsie meestal in die stad Kaapstad gekonsentreer is. Vuurwapengeweld het in Augustus in talle gemeenskappe reg oor die Kaapse vlakte toegeneem. Met 77 bende-verwante moorde op rekord het 176 mense gesterf in veelvuldige moorde waar 2 of meer mense dood is. The whole August and up to I think the first week of September, there has been a flare on the gang shooting because a number of reasons. One of those reasons were some gang leaders were arrested. As I mentioned, they were taken into custody for different cases and then leaving a vacuum in the areas where they were operating. And that meant that there was a intra-conflict, a conflict within the gangs over leadership. Now, the second part, there was people that were released. Either they won their cases, they've finished their sentences, or whilst we opposed bail, but new facts came out and they were released on bail. Met vuurwapens, steeds die wapen wat die meeste gebruik is, het moorde meestal in openbare plekke, soos strate, velde of parkeerterreine plaasgevind, gevolg deur huise van of die slagoffer of die oortreder. We've been looking at the legislation, because if you have a gun and you don't have ammunition, you can't shoot. But what you see, the availability of ammunition, we suspect that the licensed firearms that are for the deceased, this more than 35,000 people licenses, we suspect that are being used to buy legitimate rounds from the businesses. We are suspecting that. Die polisie sê afpersing, bende, taxi en geslagsgebaseerde geweld dra grootliks by tot die misdaadsyfer. We're monitoring it, we're working with SAPS, but we cannot prosecute if we do not have evidence. So it's important that witnesses come forward if they are threatened, that the SAPS is alerted so that we could put safety measures in place. GBV is of a concern. Daar is op byna 1300 vuurwapens en byna 33,000 rondes ammunisie in die eerste semester van die jaar beslag gelê, met 137,000 arrestasies. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die verbruikersprysinflasiekoers het in November op 'n jaargrondslag tot 3,5% gedaal.
Die daling was groter as wat ekonome verwag het. Ook op 'n maandgrondslag het die koers met 0,1% teruggesak. Anders as die maandelikse daling, is die daling op 'n jaargrondslag nie as gevolg van 'n daling in kosprysinflasie. Luidens 'n uiteensetting van Statistieke SA het jaarlikse inflasie gedaal in 5 van die 13 produkkategorieë insluitend vervoer. Vervoerprysinflasie het van 1,5% in Oktober gedaal tot 0,7% verlede maand. En nou vir 'n kykie na die jongste markaanwysers. Ons sportsegment volg net hierna, as ook die weer vanmôre. Sien jou nou. Bafana Breyer, Hugo Broos sê 'n sege om hulle Afrika Nasiesbeker veldtog maandag teen Angola af te skop is ononderhandelbaar. Dit sal Bafana se kanse verbeter om tot die uitklopfase deur te dring. Talle ondersteuners was by die OR Tambo internasionale lughawe byeen om die nasionale span voorspoed toe te wens. Bafana se afrigter, Hugo Broos, sê die span sal die land trots maak. It's very important that we don't lose that game. We saw it the last AFCON, we lost against Mali, and then you play the second game from 3. You play already with a knife here, and this we have to avoid. So let's win Angola, and then play maybe a draw against Egypt, and then yes, it's for 75-80% sure that we are passing the group stages, and then we will see. Die Belgiese afrigter sê ook die bonussege tussen die span en die SAFA is opgelos. Every big tournament there is a discussion between players and the federation, and there is always a solution. There is always a solution, and people want that is a very big, that becomes a big problem. It's just a matter of discussions, and we had it the last AFCON, and we had it now too. We go to Morocco now with the flight. Everything is done, and it is what it has to be. Die spelers het beloof om die land se vlag hoog te laat wapper in Marokko. Make you guys proud, and just keep supporting the team. Keep believing, and I'm quite sure that we'll bring that trophy back at home. Let's do #BafanaBafana, #AFCON, #SAFA, and write positive messages to our boys and support them, rally behind them, motivate them. Just motivate them with the class of 1996 to say that it's doable. Some of them were not born when 1996 the cup was won, but they can still do it. So let's motivate them using social media, all contents, and rally behind them. And let's flood social media with a message of support to our boys. Bafana is in groep B saam met Egipte, Zimbabwe en Angola. Piketberg is 'n klein landelike dorpie in die Wes-Kaap en is geleë langs die N7 noord van Kaapstad. Die dorp dien as sakesentrum vir die besige landboubedrywighede in die omgewing. Nou hoewel duisende reisigers onderweg na hulle bestemmings slegs daar stop vir 'n eetding of om brandstof in te gooi, het die dorp en die omgewing egter baie om te bied. Piketberg is amptelik in 1835 gestig. Landbou is die hoofnywerheid van die Bergrivier munisipaliteit met Piketberg wat die sakeondernemings bedien. Op Piket Boberg is daar meer as 50 plase wat verskeie landbouprodukte verbou, insluitend uitvoerproteas en vrugte. Jolien Jasson van die Buglers Postplaas maak gereed om pere te oes. Appels, pere, pruime en dan ook 'n bietjie perskes, maar ons perskes gaan uit vir die lokaal en ons pak uit vir uitvoer. Laasweek het ons klaar gemaak met ons blomme en nou gaan die vrugteseisoen begin. Piket Boberg bied ook verblyf van hoogstaande gehalte vir diegene wat die rustige en mooi omgewing wil geniet. 'n Besienswaardigheid hier is Dan se kasteel, wat uit klip gebou is wat met ossewaans aangery is. 12 km hiervandaan is goed verwag. Die ou Morawiese gemeenskap bied geleenthede vir mense om by inwoners tuis te gaan en staptogte met gidse word aangebied.
We do agritourism and we're very high on sustainability. Most of our food that comes from here is organic. Die plaaslike museum is 'n skatkis van interessanthede met oorgenoeg om te sien en ook iets te leer. Op daardie stadium was die regering, die Nederlandse regering, ons was 'n Nederlandse kolonie, en toe het hulle 'n groep soldate op hierdie berg gesit. En 'n groep soldate in Nederlands is 'n piket. So toe vernoem hulle die en saam met die groep soldate was daar 'n kanon. So hulle die berg Piketberg genoem en tot die dorp ontstaan het in die 1800s toe vernoem hulle die dorp Piketberg na die berg. Daar is nie 'n beter manier om Suid-Afrika te leer ken as om die tyd te neem om klein, meestal vergete dorpies te besoek nie. Piketberg is so 'n plek waar sy warm, vriendelike inwoners almal wil verwelkom. Mariska Botha, SAK nuus, Piketberg in die Wes-Kaap. En dis waar die Afrikaanse redaksie moet groet. Baie dankie vir die saamkyk. Mooi aan verder. Totsiens. Goeiedag en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref enkel tot verspreide buie kom voor in die sentrale dele van die land met wyd verspreide buie in KwaZulu-Natal in die noordoostelike dele van die Oos-Kaap asook in die Oos-Vrystaat. Enkele buie kom voor langs die suidkus asook in aangrensende binneland. Lig tot matige wind kan ook verwag word langs die kus en in die binneland. As ons kyk na môre, enkel tot verspreide buie in die noordelike dele van die land met wyd verspreide buie in KwaZulu-Natal. Oggendmiskole kom ook vir Mpumalanga, KwaZulu-Natal, asook in die Oos-Kaap. Kom ons kyk nou na die weerwag wat uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir vandag. Kom hewige donderbuie voor en dit is grootliks in die sentrale dele strek tot in die oostelike helfte van die land. Dit gaan gepaard met swaar reën en sterk wind. Hierdie weerwag geld ook vir môre, so wees asseblief versigtig want dit kan lei tot gitsvloede. Ons minimum en maksimum temperature vir Gauteng 'n koel dag kan verwag word. Temperatuur in laas 20s, Pretoria se minimum daar is 16 met 'n maks van 26, Johannesburg en Springs se maksimum is 24 grade. In Limpopo gedeeltelik bewolkte toestande met verspreide buie wat voorkom, ander koel tot warm, Messina se maksimum is 29, Burgersfort het 'n maksimum van 17. Dan in Mpumalanga 'n wyd verspreide buie kom voor, ander koel tot warm, Standerton se minimum is 15 met 'n maks van 20. Skukuza se maksimum is 23 in KwaZulu-Natal. Onthou asseblief die weerwag wat uitgereik is vir wyd verspreide buie en dit kan lei tot gitsvloede. Port Shepstone se minimum is 19 met 'n maks van 21. In die Oos-Kaap, dit is gedeeltelik bewolk, anders koel tot warm. Grawerennet se minimum is 13 met 'n maks van 29. Oos-London se maksimum is 23 grade. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word in die grootste dele van hierdie provinsie. Anders warm langs die kus. Sonnig eerder langs die kus. Kaapstad se minimum is 14 met 'n maksimum 25. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kom voor, anders dit warm. Calvinia en Springbok se maksimum is 33. Terug na die binneland in die Vrystaat, wyd verspreide buie kom voor, anders dit warm. Kroonstad se maksimum daar is 28 grade. Welkom se minimum is 17 met 'n maks van 29. Dan laastens Noordwes, enkele buie kan ook verwag word in hierdie provinsie. Dit is warm. Die maksimum van Rustenburg daar is 26 grade. Lichtenburg en Ottosdal se maksimum is 28. Dit is nou al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.